Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend enkele afkondiging voor die erediens en dit is dan ook ons kollektes vir vandag is vir die diens van barmhartigheid. By die deure sal dit wees vir die emeritaatsfonds. Volgende Sondag se deurkollekte sal vir die sustentasiefonds gaan. Herinnering, die sustentasiefonds is waaruit ons kerke ondersteun waar daar finansiële nood is, sodat die bediening van die woord daar kan voortgaan. Dit dan wat ons afkondiging voor die diens betref. Ons begin vanoggend deur saam te sing voor die diens Psalm 33 vers 1, 6 en 11. En dit sal in die prediking ook na vore kom. Ons tema vanoggend, God weet alles, vertrou op hom en wat hy sê. Dit is belangrik daardie laaste gedeelte. En daarom sing ons ook vers 6, waarin ons sê die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid, maar ook daarmee saam in God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. Kom ons sit so en ons sing Psalm 33 vers 1, 6 en 11 saam. In Romeine 11 staan daar oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid
tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie woorde van die Here met die sing van Psalm 89 as ons loflied, waarin ons ook vir mekaar sê hoe salig is die volk wat luister na u woord, wil wandel in die lig wat van u afstraal voort. Ons sing vers 1 en vers 6, Psalm 89, daarna bly ons staan sodat ons geloof saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons na die wet van die Here luister, dan is dit belangrik dat ons altyd sal onthou hoekom ons daarna luister. En dit vind ons ook in Psalm 25 vers 2 wat ons goed ken, leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan.
dan weet ons dit is 'n gebed dat die Here ons sal lei deur sy Heilige Gees, dat ons kan lewe volgens dit wat ons hier hoor. Maar dan weet ons, as ons daarna luister, dat ons dit nie reg kry nie, dat ons sondaar mense is. En dan is dit die belangrike dat mens ook kyk na die tweede deel van hierdie vers, waarin mens bid, wil my deur u waarheid leer, lei my dwaalende gedagte, want u is my heil, o Heer, u is ek altyd te wagte. En in daardie woorde, want u is my heil, o Heer, daarin vind ons dan ook die evangelie van Jesus Christus, want ons weet hy is ons heil, hy is ons verlosser, hy is ons enigste saligmaker. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En daarom is dit so dat die wet ons juis na Christus laat verlang, en dan ook wat ons, wanneer ons besef wat Christus vir ons gedoen het, ons elkeen ook aanspoor om met lus te gaan lewe volgens dit wat ons hier hoor. So kom ons luister vanoggend na Eksodus 20, nadat ons daarna geluister het, dan sing ons Psalm 25 se tweede vers bidend saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou saam Psalm 25 vers 2 terwyl ons so sit. Kom ons bid saam.
O Vader in die hemel, almagtige God. Ons het dit ook al vanoggend vir mekaar gesing en U het dit al by herhaling vir ons gesê, dat ons hulp kom net van U af. Ons raad vind ons net in U woord. Ons verlossing in Jesus Christus ons Here. Daarom wil ons vandag sê aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God wat leef en wat regeer tot in ewigheid, kom toe al die lof en al die eer, al die aanbidding van ons harte. Ons dankie dat ons U kan ken as ons God wat U self ook so in die woord aan ons geopenbaar het. In besonder in die Bybel vir ons gesê het wie U is, wie ons Here Jesus Christus is, wie die Heilige Gees is, maar ook wie ons is. Daarom bely ons vandag ons eie sondigheid voor U, maar ons bely ook ons verlossing in Jesus Christus. En dis ons gebed dat U deur die verkondiging van die evangelie elke een van ons in ons lewens deur die Heilige Gees ook in ons geloof sal versterk, sodat ons ook as U kinders sal lewe. Dat ons sal breek met die sonde in ons lewens en dat ons in alles, ja in alles wat met ons gebeur en alles wat in die wêreld gebeur, al daardie dinge waar ons onseker oor is, dat U ons daardie rustigheid en die vrede sal skenk wat eintlik die menslike verstand te bowe gaan. Daardie wete dat U weet alles en ons kan op U vertrou en ons moet luister na wat U sê. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar ons bid dit in besonder vandag ook vir ons broers en susters in die geloof wat in die wêreld ook in vervolging leef. Ons bid vir mense wat in oorlog getuisterde lande leef. Ons bid vir mense wat hartseer is oor geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het. Ons bid vir mense wat siek is, mense wat eensaam is. En ons dink in besonder aan hulle ook wat graag hier by ons wil wees, maar wat weens hulle omstandighede daarin verhinder word. Troos ons dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Ons bid ook vir ons land. Ons vra dat U vir ons ook 'n land sal gee waarin ons in vrede en in rustigheid U kan dien. Dankie vir die vryheid wat ons het om dit te kan doen. Maar ons erken ook dit wat verkeerd gaan, dit wat verkeerd is in ons land. En daarom vra ons om U genade. Vra ons om U verlossing. Ons bid ook dat U vandag oor die hele wêreld U koninkryk sal laat sigbaar word, juis deur die verkondiging van U woord, deur gelowiges, U kerk se gehoorsaamheid daaraan. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vanoggend, broeders en susters, 1 Samuel hoofstuk 28, en dit is dan 'n gedeelte wat belangrik is, en dit is die gedeelte waar koning Saul dan besef hy gaan sterf, want in die volgende 2 hoofstukke lees mens die geskiedenis van die oorlog, en dan in besonder in hoofstuk 31, die laaste hoofstuk van die boek, word daar vertel hoe dat Saul dan selfmoord gepleeg het op Gilboa berg.
Kom ons luister saam vanaf vers 1 by hoofstuk 28. In daardie tyd het die Filistyne hulle leers vir die stryd begin oproep om teen Israel oorlog te maak. Akis het vir Dawid gesê, jy weet natuurlik dat jy en jou manne saam met my in die leer moet optrek. En Dawid het vir Akis gesê, maar u weet tog wat ek nog altyd doen. Toe sê Akis vir Dawid, daarom stel ek jou vergoed aan as my leiwag. Samuel het te sterwe gekom en die hele Israel het oor hom gerou en hulle het hom in die stad Rama begrawe. Saul het ook die dodebesweersters en die waarsêers uit die land verban. Die Filistyne het bymekaar gekom en kamp opgeslaan by Sinem. Saul het die hele Israel bymekaar gemaak en kamp opgeslaan by Gilboa. Saul het die kamp van die Filistyne gesien en hy was bang en sy hart het benoud geklop. Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur profete. Saul het toe vir sy amptenare gesê, soek vir my 'n dodebesweerster, sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy amptenare het vir hom gesê, daar is 'n dodebesweerster in Endor. Saul het hom vermom en ander klere aangetrek, en hy en 2 manne het gegaan en in die nag by die vrou aangekom en gesê, tree vir my as 'n waarsegster op deur die gees van 'n afgestorwene en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sê. Maar die vrou het vir hom gesê, jy weet baie goed wat Saul gedoen het en dat hy die dodebesweersters en die waarsêers in die land uitgeroei het. Waarom stel jy vir my 'n lokval om my dood te maak? Maar Saul het vir haar gesê met 'n eed afgelê in die naam van die Here, so seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie. Toe vra die vrou, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord, laat Samuel vir my opkom. Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hart geskreeu en vir Saul gesê, waarom het u my bedrieg? U is dan self Saul. Maar die koning het vir haar gesê, moenie bang wees nie, wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom uit die aarde. Hy sê toe vir haar, hoe lyk hy? En sy sê, 'n ou man kom op en hy het 'n mantel aan. Saul het toe geweet dat dit Samuel is en Saul het diep gebuig en eer aan hom betoon. Samuel het vir Saul gevra, waarom steur jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie deur profete nie en ook nie deur drome nie. Daarom het ek u opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen. Maar Samuel sê, waarom raadpleeg jy my dan, as die Here jou verlaat en jou teestander geword het? Die Here het gedoen soos hy deur my gesê het. Die Here het die koningskap van jou afgeskeer en dit aan jou naaste aan Dawid gegee, want jy het nie die bevel van die Here gehoorsaam nie en sy gloeiende toorn nie op Amalek gewreek nie. Daarom het die Here jou nou hierdie ding aangedoen. Die Here sal Israel saam met jou in die mag van die Filistyne oorgee. Môre sal jy en jou seuns by my wees. Die Here sal ook die leer van Israel oorgee in die mag van die Filistyne. Saul het met eens in sy volle lengte op die grond neergeslaan en hy het baie bang geword vanweë die woorde van Samuel. Hy het geen krag gehad nie, want hy het die hele dag en nag nie geëet nie. Toe het die vrou na Saul toe gekom en gesien dat hy baie bewe en sy het vir hom gesê, ek het aan u versoek toegegee en ek het my lewe op die spel geplaas toe ek na u geluister het. Gee dan tog nou toe aan my versoek en laat ek vir u 'n stukkie kos voorsit. Eet dan sodat daar weer krag in u kom en u verder kan gaan. Maar hy het geweier en gesê, ek wil nie eet nie. Sy manne en ook die vrou het by hom aangedring totdat hy hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan en op die bed gaan sit. Die vrou het 'n kalf by die huis op 'n stal gehad
en sy het dit gou gaan slag. Sy het ook meel gevat, dit geknie en ongesuurde brood gebak. Sy het dit vir Saul en sy manne voorgesit en hulle het geëet. Daarna het hulle opgestaan en dieselfde nag nog het hulle weggegaan. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, uit 'n gedeelte uit Psalm 146. Moet op prins in nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind nie, vers 2, en dan ook vers 3, salig, hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as alles hom wil begewe, vlug tot God sy toe verlaat, en ook in die swartste nag, op die Heer alleen bly wag. Ons kan staan vir die sing daarvan, vers 2 en 3, waarna ons sitplek inneem. Dit is so, broeders en susters, kinders, dat mense wat in 'n hoek gedryf is, mense wat radeloos is, doen baie keer snaakse goed. Goed wat jy eintlik nie van hulle sou verwag het nie. Veral wanneer hulle emosies met hulle op loop gaan. En dis vanoggend ook die vraag aan elke een van ons, wat doen ons wanneer ons in daardie spreekwoordelike hoek gedryf is? Waar gaan soek ons uitkoms? Waar vind ons belangrik op wat hy sê? So ons gaan soek ons raad by die Here. Nou in ons teksgedeelte vanoggend sien ons 'n baie benoude, 'n baie emosionele koning Saul. Ons kan maar sê 'n desperate man wat nie weet wat om te doen nie. Want die vyande van Israel, die Filistyne, het nou al so ver noordwaarts in Israel se grondgebied opgetrek, dat dit duidelik was dat Israel voor hulle sou soog. En as Saul die dag daar op Gilboa berg staan en hy sien die vyande by hulle honderde, by hulle duisende, dan word hy bang, benoud, so erg dat sy hart gebewe het. Hy hartkloppings gekry het van angs. Hy weet nie wat om te doen nie. Voorheen was hy nie so bang nie, maar nou weet hy en hy sien dat die einde is naby en hy wil weet wat gaan gebeur, hy wil weet wat moet hy doen. En hy raadpleeg die Here.
En dan hoor ons die woorde, hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Die Here het geswyg, die Here bly stil. Want die oordeel van die Here oor Saul se onbekeerlikheid, oor Saul se hardkoppigheid, oor Saul se eie willigheid om te doen soos hy goed dink, word nou voltrek. Die kontak wat Saul met God verbreek het, word nou deur God ook verbreek. En om alles te kroon vir Saul, lees ons dat Samuel die profeet ook al dood is en begrawe is. En die ergste van alles is, Saul weet, hy besef die Here het van hom gewyk, maar hy kom nie tot inkeer nie. En as die Here nie wil doen wat hy verwag nie, dan maak hy sy eie plan. Hy sê vir sy dienaars, soek julle vir my 'n vrou, 'n dodebesweerster, dat ek na haar kan gaan en haar gaan raadpleeg. So as God nie vir hom wil sê wat die afloop van die geveg gaan wees, of wat hy moet doen om hier uit te kom nie, dan sal hy dit by haar gaan uitvind, sê hy. Mens moet eintlik raak sien dat vir Saul is godsdiens maar net nog 'n middel om sy eie sukses te bewerk. Vir baie mense is dit so. Saul het nie in 'n verhouding met die Here geleef nie, inteendeel hy het daardie verhouding wat die Here met hom gehad het, het hy verwerp. Deur sy eie ongehoorsaamheid, sy eie hardkoppigheid. En hier in die hoofstuk 28 by Endor, daar word dit vir ons duidelik, as hy probeer om die dooie Samuel te gebruik om vir hom 'n antwoord te kry. Want in plaas daarvan dat mens hier hoor dat hy homself voor God verootmoedig, in plaas daarvan dat mens hoor dat hy sy sonde bely en besef, in plaas daarvan dat hy na uitkoms gaan vra, probeer hy om God te manipuleer. Want dis al wat dit is, hierdie dodebesweersters waarvan ons hier hoor. In plaas daarvan dat hy sy vertroue op die Here stel, wil hy weet wat gaan gebeur, ja, maar hy vertrou God nie. In sy angs, in sy vrees, in sy swartste nag, donkerste toekoms, wat hy nie kan deurboor nie, in sy onsekerheid, gaan hy na 'n dodebesweerster toe. En dit wat hy by God nie kan kry nie, dink hy gaan hy by haar nou kry. Hy gaan soek sy raad op 'n verbode plek. En dit is belangrik dat 'n mens dit hoor, op 'n verbode plek. Hy self het dit geweet. Samuel het dit vir hom geleer. Ons lees in hierdie hoofstuk daardie een vers wat sê, Saul self was die man wat die dodebesweersters en die waarsêers uit Israel uit verdryf het. Hy self het dit gedoen, maar nou gaan hy self na een toe. Hy self gaan na die plek waar heidene hulle hulp en hulle antwoorde soek. Dit is eintlik so half 'n onpersoonlike benadering tot God wat hy gehad het, wat nou op 'n hoogtepunt uitloop. Want hy gaan soek hulp op 'n verbode plek, op 'n verbode manier, op 'n manier wat hy weet God verbied het. En dis belangrik hierdie broers en susters, want vandag is daar ook mense wat dit doen. Wat dink hulle gaan troos kry of raad kry of hulp kry by dodebesweersters en waarsêers. Iets wat ten sterkste dwars deur die Bybel verbied word. En die ergste is, jy kry selfs mense wat sê dis 'n gawe van God wat hulle ontvang het, sodat hulle ander mense kamstig kan help. Maar logika moet vir jou sê, dit maak nie sin nie, want God verbied nie iets, en dan praat hy dit goed aan die ander kant nie. Dis nie hoe God werk nie. Waarom word
Selfs in die Nuwe Testament kan jy gaan lees. Die waarsêers gees uit die diensmeisie van Thyatira uitgedryf as die apostels by haar kom. Waarom sê die Here uitdruklik vir die Israeliete voordat hulle in Kanaan ingaan om nie die gruwels van die nasies van Kanaan te gebruik nie? Waarom noem die Here dit 'n gruwel in sy oë? Onthou dit. En ons moet dit vandag ook raak sien, 'n mens wat al dood is, kan geen lig werp op sake wat hier gebeur nie. Nog minder kan 'n mens wat dood is lig werp op sake waaroor die Here self in sy woord al vir ons uitspraak gegee het nie. Dink baie min mense besef dit altyd. God is 'n God van openbaring. God is 'n God wat homself aan ons geopenbaar het. En hy alleen kan sy wil en die verborgde dinge van hierdie wêreld aan 'n mens bekend maak. Niks en niemand anders kan dit doen nie. God alleen. Daarom sê ons by hom alleen kan 'n mens troos vind. En Saul vind geen troos by Endor nie. Hy vind geen troos nie. As jy oplet, al antwoord wat hy kry is 'n herhaling van wat die Here al reeds tevore aan hom gesê het. Hy staan alleen daar, hy's van God verlate. God het van hom gewyk. Hy sal nie die oorlog wen nie, want God is nie by hom nie. Inteendeel, God is by Dawid, sê Samuel hier. Nou in werklikheid, broeders en susters, moet mens eintlik mooi gaan kyk na die gedeelte. Want meeste verklaarders, as ek self stem ook daarmee saam, is dat dit eintlik nie Samuel is wat hier aan Saul verskyn het nie. Hoekom sê ons so? Ons het hier te maak met die werk van, kom ons noem dit maar wie dit is, die duiwel. En God sal nie meewerk aan iets wat vir hom 'n gruwel is, waarmee die duiwel homself gemoei nie. En dit besef mense nie vandag nie. Hierdie hele ding van waarsêers wat die toekoms voorspel, of mense wat dooi is uit die lewe uit oproep om vir jou goed te kom sê, is die werk van die Satan self. God is heilig. En sy boodskap is al reeds in hoofstuk 15 vers 28, met ander woorde, voordat Samuel dood is, aan hom oorgedra aan Saul. Dawid is in sy plek tot koning gesalf, en die Here sal vir Dawid gebruik om te doen wat Saul nie gedoen het nie. Om die Amalekiete uit te roei en selfs die Filistyne te oorwin. Ja, hier het ons eintlik te doen met die werk van die duiwel, soos ek gesê het. Dis bedrog in sy ergste vorm. En wat doen die duiwel met mense? Hy misbruik hulle wanneer hulle op hulle kwesbaarste geestelik en fisies kragteloos is. Dan val hy hulle aan. En kyk mooi wat gebeur hier. Die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom uit die aarde uit. En dan vra hy, hoe lyk hy? Dan sê hy, 'n ou man kom op en hy het 'n mantel aan. Hoekom sê sy nie net vir hom dis Samuel nie? Want sy het hom tog ook geken, sy het geweet wie Samuel was. Maar sy teken vir hom die beeld van 'n profeet, dit wat Saul graag wil sien, gebruik die duiwel in hierdie geval. En Saul dink aan dis Samuel en hy praat dan ook met hom asof dit Samuel is. En ons weet dit, ons het dit al vroeër in Samuel ook, kan mens dit lees, waar Saul die slagoffer was van 'n bose gees. En dis eintlik die ironie van die saak. Dis eintlik die hartseer van die saak, en dis die hartseer van mense oor die algemeen, van ons almal. Wat
sê Saul vir hierdie Samuel wat so uit die dood uit opreis. Ek het u geroep om aan my bekend te maak wat ek moet doen. Ek het u geroep om aan my bekend te maak wat ek moet doen. Hy gaan soek raad. Maar toe hy die raad gehad het, terwyl Samuel gelewe het en die woord van die Here duidelik aan hom verkondig het Saul hom nie daaraan gesteer nie. Maar nou dat Samuel dood is, nou dat dit te laat is, nou wil hy hê Samuel moet vir hom bekend maak wat hy moet doen. Dalk sê dit vir ons ietsie oor lesse wat ons self moet leer, dalk ons kinders en wat ouers het en oupas en oumas het. Luister nou wat hulle vir jou sê. Moenie wag tot hulle dood is en dan sê, "Oeg, het ek maar geluister nie." Maar hoe dit ook al sy broers en susters, Saul bly radeloos. Hy kry nie die antwoord nie, hy kry nie die lig wat hy wou hê nie. Aan die einde sien ons is hy eintlik slegter daaraan toe as voor die tyd. Al sy bravade is verby. Hy slaan letterlik op die grond neer. 'n Man wie se ontrouheid, sy ongehoorsaamheid hom ingehaal het. 'n Man wat nie sy vertroue in die Here gestel het nie, maar sy eie planne en eie goeddinke gevolg het. Sy sonde bly brandend voor hom. En deur sy volharding en sy hardkoppigheid en sy hardheid van hart het hulle onvergeeflik geword en nou het die duiwel dit self bevestig. Want hierdie Samuel sê dit so mooi. Jy en jou seuns gaan vandag nog saam met my hier onder wees. Daar's geen krag meer in hom oor nie. Dan sien ons hoe die vrou dan en sy manskappe aandring dat hy eet, dat hy weer krag kry. En wanneer hy dit doen en hy staan op en hy gaan terug na Gilboaberg toe, dan sien 'n mens later in die hoofstuk, terwyl hulle nog op reis is, as hulle daar aankom, is die stryd al aan die gang, want die Filistyne wag nie vir hom nie. En vir Israel loop alles verkeerd daardie dag. Hulle slaan op vlug. Die gesneuweldes lê op Gilboaberg, onder hulle ook Saul se eie seun. Maar vir Saul is die eer om as 'n held op die slagveld te sterf ook nie beskore nie. Bewend van angs vra hy sy wapendraer om hom dood te maak. En as die weier om dit te doen, dan pleeg hy selfmoord en hy val in sy swaard. En ons moet dit ook besef, wie nie op die Here vertrou nie, wie sy vertroue in allerhande menslike praktyke en heidense praktyke en bose praktyke sal stel, sal nie troos kry nie. Hoekom nie? Want die Gees van God en God self werk met die woord van God. God gee dit wat ons nodig het vir ons. En wie ook al wil weet wat God se wil is, moet dit gaan vra van hom deur ernstige skrifstudie te doen. Met ander woorde, na jou Bybel toe terug te gaan en te bid. Te bid dat God deur sy Gees jou daarin sal lei. Want God is die lewende God, wat homself aan jou geopenbaar het in die Bybel. En in dit wat hy van homself daarin sê, daarin moet jy jou troos gaan kry. In die woord wat vlees geword het. Terugkom by Jesus Christus ons Here. In hom het God ons verlos van alles wat ons van ons hemelse Vader skei. Het hy dit so bewerk dat ons wat in vertroue op hom lewe, altyd by hom troos kan vind. En
Daarom geliefdes, daarom moet ons troos, ons antwoorde, ons raad in die lewe op geen ander plek soek as by God nie. God weet alles, ons vertrou op God en wat hy vir ons sê. En dan kry ons die troos dat ons aan Jesus Christus behoort. Ons almal ken dit. Dis ons belydenis dat ek aan Jesus Christus behoort in lewe en in sterwe. Dat hy my met sy kosbare bloed gekoop het. Dat hy vir al my sondeskuld betaal het. Dat hy my van die bose, van die duiwel verlos het. Kry ons die troos dat daar niks in hierdie wêreld met my kan gebeur of met jou kan gebeur sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Inteendeel, in Christus laat hy alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En dan die wonderlike troos dat, hoe weet ek dit? Want God self deur die Heilige Gees is in my. God self is die een wat my die krag sal gee, wanneer ek geen krag het nie. God self is die een wat my raad sal gee, wanneer ek radeloos is. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, gebeur so maklik dat ons ook radeloos is, dat ons ook moedeloos is, dat ons ook bang en benoud word, dat ons ook in 'n hoek gedryf is. Maar ons dank U dat ons mag weet dat daar altyd uitkoms is, dat daar altyd lig is, omdat U self vir ons die belofte gee dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet, die wat volgens U besluit geroep is, elkeen wat in Jesus Christus glo. Ons dank U dat ons in Hom ook die lig ontvang het, wat ook die duisternis van ons lewenspad verjaag. En dat ons altyd mag weet dat ons nooit radeloos of nooit hopeloos is nie. Want ons het elkeen 'n kosbare skat binne in ons, die skat van geloof, die skat van die Heilige Gees, U self wat ons krag is, U self wat ons leiding gee, U self wat vir ons ook die donker in die lig laat verander. Daarom wil ons U naam loof en prys. Amen. Ons gee nou geleentheid, broeders en susters, om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Psalm 9, ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Dan ook vers 7, die hart van hul wat u bely, sal aan u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behoue. Psalm sing hom wat op Sion troon, vertel sy roem waar volke woon. Geen bloedskuld waar hy nie van weet nie, of hulp geroep wat hy vergeet nie. Kom ons staan, ons sing vers 1, 7 en 8 saam, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend na die diens. Die katekisasie begin weer vanoggend. Dit is na die vakansie, so die kinders, julle moet vir ons hier na vorentoe kom en die res van ons is welkom om dan te gaan tee drink so lank en ek weet die kinders kry ook dan koeldrank voordat hulle na hulle klasse toe gaan. Dan die meelewing verjaarsdag vir die week, dan die Hannetjie Nieuwoud word vandag 82, sy en Gert Klaasen verjaar vandag. Ons bid hulle die seën van die Here toe en dan ook in die res van die week is daar verjaarsdag en ons wil vir almal wat hierdie week verjaar die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dan die vergaderings vir die week, die kerkraad het môre aan toerustingsvergadering, ook met die oog op huisbesoeke vir nagmaal en dan ook donderdag aan die bedieningskommissie en dan die hoërskoolkinders word ook herinner aan hulle katekisasie woensdag aand. Dit dan wat ons afkondigings betref vir vanoggend. Ons is welkom om dan te gaan tee drink vanoggend.